Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom God se wonderlike woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saam seën. En vanmôre gaan ons by deel 2 stil staan van hierdie baie besondere boodskap wat handel oor die Godstad as ewige tuiste vir die verlostes. En soos ek vir gister gesê het, gaan ons 'n bietjie vanmôre praat oor die gedagte, wat sal nooit in hierdie stad wees nie? Wat sal ons nooit in hierdie stad vind nie? Want jy sien, as die Here iets nuut kom maak, die Bybel sê, kyk, ek maak alles nuut. En as die Here iets nuut maak, vriende, moet ons kyk na hoe hierdie stad daarna sal uitsien. Wat sal nooit in hierdie stad wees nie? Nou in die eerste plek sien ons dat daar nooit nag sal wees nie. Nou vriende, ons weet dat vir ons almal is die donkerte so bietjie iets half onheilspellend. Daar is altyd ietsie in die donkerte wat vir ons so bietjie onrustig maak. Ons hou nie van om in die donker te loop nie, ons hou nie van om in die donker van punt A na punt B te beweeg nie. Daar's altyd vir ons hierdie kwessie van ons kan nie lekker sien nie, ons weet nie wat om ons aangaan nie. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat in die nuwe Jerusalem sal daar nooit weer nag wees nie. Openbaring 21 vers 25, en bedags, wat nag sal daar nie wees nie, sal die poorte nooit gesluit word nie. Wonderlik om te weet dat ons in die ewige lig van God se heerlikheid sal wees vir tyd en ewigheid. Die tweede gedagte, daar sal geen droefheid, geen bekommernis, moeite of smarte wees nie. Openbaring 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. En ag vriende, ek weet wat is droefheid. Ons weet wat is bekommernis. Ons weet wat is moeite en smarte. Ons beleef dit elke dag. Sommige in 'n meer erger mate as die ander. En ons almal kan terugkyk in ons lewe en sê ons het deur hierdie geweldige krisis, deur hierdie stryd gegaan. Miskien is u vanmôre in 'n geweldige krisis. Miskien beleef u vanmôre droefheid oor die dood van 'n geliefde. Miskien die bekommernis oor kinders en oor finansies en hoe u op die einde van die dag vir u mense gaan sorg. Miskien is daar smarte in u hart oor sonde en al die dinge wat u beleef in u lewe. Onthou, die Bybel sê dat die Here sal al die trane afvee. Daar sal geen dood, geen pyn, geen moeite, geen bekommernis en stryd ooit weer wees nie. Ek wil vir julle sê, baie keer as ek hieraan probeer dink, is dit vir my gedagte moeilik. Want al wat ek ken is hierdie goed, droefheid en bekommernis en stryd. Maar dank die Here dat hy vir ons 'n plek gaan voorberei, waar sy heerlikheid vir ewig hierdie goed gaan uitdryf. Daar sal nooit weer in hierdie stad hierdie goed teenwoordig wees nie. Dan sê Openbaring 21 vir ons verder, daar in vers 4, daar sal geen trane wees nie. En God sal al die trane van die oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Nou vriende, trane is deel van ons bestaan. Baie mense huil as hulle hartseer is, baie mense huil as hulle bly is oor iets, baie mense huil wanneer hulle verlang na iemand wat hulle lanklaas gesien het. Baie keer is daar trane van frustrasies wat ons beleef, as mense ons nie verstaan nie, en ons almal weet wat trane is. En die Here sê hy gaan die trane van ons oë afvee. En daarom is die gebed van my hart dat ons ook hierdie wonderlike, heerlike gedagtes sal bedink. Nooit weer hoef ons te huil oor sonde, oor droefheid, oor pyn, oor geliefdes wat miskien ver van ons af is, of enige iets wat ons vandag beleef nie. Die Here sal die trane self afvee. Maar daar sal ook iets nog nie wees nie. Daar sal nie sonde wees nie. Openbaring 21:27, en daarin sal nie iets inkom wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die Lam. Ek dink nie ons besef werklik wat 'n groot impak sonde op die wêreld gehad het nie. Vriende, die eerste twee mense, Adam en Eva, het in 'n volmaakte harmonie met God gelewe. Die Bybel sê God het saam met hulle gewandel in die aandwyntjie. Daar was hierdie heerlike paradys wat hulle in gebly het. Daar was geen siekte, daar was geen stryd, daar was geen misverstande, daar was geen huweliksprobleme, daar was geen probleem gewees nie. Die diere was om Adam en Eva, en die leeu en die lam het by mekaar gelê, en daar was geen van hierdie dinge wat ons tans beleef nie. En toe kom sonde in die wêreld. U onthou, die sonde het gekom weens Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Hulle rebellie teenoor die Here, want die Here het gesê, julle mag nie van die boom eet nie, en Adam en Eva het van die boom geëet, en die Bybel sê, so het sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring. Sonde se effek was so groot, dat die eerste twee seuns mekaar nie kon verdraad nie, en Kain het vir Abel doodgeslaan. Ons sien in die eerste paar hoofstukke, die eerste geslagregister van mense wat geleef het en gesterf het. Ons lees in Genesis 6 van die groot vloed, waar die Here, behalwe vir 8 mense, almal van die aardbodem verdelg het, oor hulle sonde wat altyd deur net groter en groter geword het.
U kan die hartseer geskiedenis van die volk Israel gaan lees. Hulle rebellie, hulle afgodediens, hoe kinders geoffer was aan afgode, die seksuele immoraliteit. Ons dink aan hierdie boosheid wat in hierdie volk Israel se lewens teenwoordig was. Ons leef in die Nuwe Testament, toe die Here Jesus na die aarde gekom het, hoe sy eie skepsele hom gekruisig het, hom uitgejou het en hom gehoon en gesmaad het en gesê het hy's 'n vraat en 'n wynsuiper en later sy lewe geëis het en die onskuldige lam van God aan die kruis vasgeslaan het. Vriende, dis die gevolg van sonde, en die Bybel sê, in die nuwe hemel sal daar geen sonde wees nie. U weet hoe sonde u raak. U weet van elke huweliksprobleem, u weet van elke kinderprobleem, u weet van elke oneerlikheid wat u al beleef het, wat aan u gedoen is en wat u al aan ander mense gedoen het. Elke kras woord, elke verkeerde optrede en miskien ly u op die oomblik weens u sonde. Dan is daar net een oplossing, is vlug na die Here vir vergifnis. En dank die Here, daar is 'n plek wat voor lê, die ewige Godstad, wat die Here gaan voorberei vir sy kinders, waar sonde nooit weer deel van ons lewe sal wees nie. Openbaring 21 vers 4 sê, daar sal geen dood wees nie. Nou vriende, die Bybel sê vir ons dat die dood is die laaste vyand. 1 Korintiërs 15, gaan lees daai hoofstuk, 58 verse, baie besondere hoofstuk in die Bybel. En daar sê die apostel Paulus vir ons baie duidelik dat dood is die laaste vyand, en u en ek weet wat die dood doen aan 'n mens. Ons weet van geliefdes, in my huis het my pa gesterwe, my ma's dood, my broer is dood, 'n paar mense al aan die dood afgestaan, die droefheid, dan die hartseer verlange, dan die gedagtes oor hulle, en soms die gedagte van spyt, omdat ek miskien nie meer gedoen het, of meer gekuier het nie. En die Bybel sê vir ons, in die nuwe hemel en die nuwe aarde sal daar nooit weer dood wees nie. Daar sal nooit weer 'n tyd aanbreek waar mense ouer sal word en siekliker sal word en dan in die hospitaal lê en die dokters bel en hulle sê, luister, jou pa, jou ma, jou broer, jou kind is besig om te sterwe nie. Nooit weer sal 'n oproep na ons kant toe kom nie. Ons sal nooit weer hoef te vrees wanneer een na die persoon van een plek na ander plek beweeg, dat daar miskien die dood sal intree nie. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Daarom wil ek jou vanmôre vra, as jy deel van hierdie heerlike skare, wat sal deel uitmaak van die Godstad, hierdie ewige tuiste vir God se verlostes. Hierdie plek wat hy gaan voorberei het, vriende, is 'n plek waar ons vir ewig in sy teenwoordigheid sal wees. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons groot genade sal gee om ons harte so in te rig, dat ons sal dink aan hierdie Godstad, dat ons so sal lewe, dat ons eendag loon sal ontvang wat ons aan sy voete kan neerlê. Dat ons sal uitsien na hierdie ontmoeting, waar ons, soos Openbaring 9 of 5 vers 9 vir ons sê, saam met die ander verlostes die nuwe lied sal sing, van daar staan, dat hierdie verlostes het voor God se troon gebuig en gesê, u is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want u het ons met u bloed gekoop uit elke nasie, taal, volk en stam. En nou, hoe heerlik gaan dit net nie wees, om saam met die ander verlostes vir ewig in God se heerlikheid te wees nie. Ons gaan bietjie môre stil staan by die gedagtes, dinge wat daar sal wees, want u sien, daar is sekere dinge wat daar nie sal wees nie, maar daar is ook dinge wat daar sal wees, en ons gaan bietjie kyk na wat dit is, en wat die betekenis daarvan is, en ons vertrou die Here om vir ons wysheid te gee, en die verstaan daarvan, maar ook ons harte voor te berei, om saam met die Here in hierdie heerlikheid te wees. Mag die Here ons genade gee, wysheid gee om hierdie dinge te bedink, en mag dit so bietjie die sluier lig van ons droefheid en hartseer en pyn, en mag dit ons oorrig op die heerlikheid, en 'n opgewondenheid bring in ons hart, om ten volle te lewe, elke dag, die oë gefestig op Christus. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.